Die leier van die DA, Jordan Hill-Loos, het president Cyril Ramaphosa versoek om veranderinge aan die regering van nasionale eenheid deur te voer. Hill-Loos het verskeie veranderinge aan sy party se verteenwoordiging in die RNE aangekondig. Die grootste verandering wat Suid-Afrikaners behoorlik aan die gons het, is die verskuiwing van John Steenhuisen van minister van Landbou na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging. Die minister van Bosbou en Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, sal Steenhuisen as minister van Landbou vervang. Nou, ons fokus vanoggend op die toekoms van die landbousektor, sou die skuiwe wel geïmplementeer word. Dit nadat die leierskap van Steenhuisen as minister nou al vir 'n geruime tyd onder die loep is. En ek verwelkom 'n paneel hier by my in die ateljee, die uitvoerende voorsitter van die landbouorganisasie SAI, Theo de Jager, die onderpresident van TLUSA, Wannie Skribanti, en die politieke ontleder verbonde aan die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood. Baie welkom aan almal van julle en dankie dat julle by my aansluit vir hierdie belangrike gesprek. Roland, ek wil graag by jou begin en miskien ook kyk na die proses, jy weet, rakende hierdie skuiwe of die beplande skuiwe. Het president Cyril Ramaphosa nou die laaste sê wanneer 'n mens die RNE in gedagte hou? Ek dink hy het gedeeltelik die laaste sê. Grondwetlik is dit die president se prerogatief om kabinetsaanstellings te maak en dit sluit in dan nie kabinetslede nie, maar adjunkministers. Met die regering van nasionale eenheid is dit iets wat gedoen word in oorleg met partyleiers wat lede is van die RNE. Dit beteken dat portefeuilles is toegewys. Die partyleier besluit watter van sy party se mense gaan daai portefeulje beklee. Nou die DA het 6 portefeuilles, so dit beteken hulle het bietjie van 'n klompie name wat hulle kan uitkies om aan te beveel. Die president maak nog steeds die aanstelling. Ek dink in hierdie geval is daar 2 goed wat 'n mens na moet kyk, want daar's al hoe meer gerugte dat president Ramaphosa hierdie geleentheid wil gebruik vir 'n groot kabinetskommeling. Met ander woorde, hy wil ook ander veranderinge aanbring. Indien dit waar is, dan mag dit wees dat hy vir die DA sê, maar goed, ek wil nie meer hierdie portefeulje by my party hê nie, maar ek wil daai een vat by jou. So daar kan onderhandelinge wees daaroor. So indien dit waar is, dan beteken dit daar kan nou nogal taai onderhandelinge kom, want ons weet daar was baie spanning oor die portefeuilles wat reeds toegewys is. Ja. So ek dink nie die president gaan vir die DA sê nee, ek gaan nie jou veranderinge aanbring nie. Maar hy kan vir die DA sê, maar ek wil ander veranderinge ook maak en dit beteken dat ons gaan miskien vir minister Steenhuisen wegvat by landbou, maar ons gaan nie vir minister Oukamp daarin sit nie. Ek wil dit 'n ANC portefeulje maak. So dis 'n moontlikheid en op die stadium, so ek sê gerugte dat hy ander veranderinge wil maak. Ja. Maar of dit in hierdie konteks gaan gebeur, weet ek nie. Die ANC maak nie maklik nie, dis hulle geskiedenis vir dekades. Hulle maak nie maklik veranderinge aan die kabinet nie. Maar ek dink wat nou anders is die geleentheid is daar sonder om onnodige druk binne die ANC te skep. Want maar hier kom nou veranderinge en dan is die ANC regering onder geweldige druk. En daar's 'n klomp goed wat die president moet verander. Hy weet dit, almal weet dit. En hier is dalk die geleentheid om dit te doen. So my verwagting is dat hy nie die DA sal sê ek gaan nie dit doen nie. Maar ek dink hy kan dalk vir die DA sê wag 'n bietjie. Ons gaan eers praat oor 'n klomp ander veranderinge. Maar soos ek sê, dis gerugte. Ons wag om te sien wat gaan gebeur. Ek weet daar's 'n noodvergadering van die top 7 van die ANC binne die volgende dae. Ek is seker presies wanneer nie, maar dit gebeur blykbaar. Ek hou aan iemand dit gaan nie meer verband hou. Wel gerugte of nie, ek dink daar is nou nog 'n proses wat voorlê en ek dink almal hou dit met groot belangstelling dop. Nou ek wil nou vir die 2 verteenwoordigers van die landbouorganisasies vra. Met die fokus nou spesifiek op Steenhuisen wat moontlik geskuif kan word. Wat sou so iets beteken vir die landbousektor? Wanneer kom ons begin by jou? Elsa, ja, op die stadium dink ek dit sal net positief wees want daar's 'n klomp negativiteit veral onder die boere oor minister Steenhuisen se manier van hoe hy veral die back and claw saak hanteer het. Ek wil ook net eers sê hy het nie alles verkeerd gedoen nie. Ons het op 'n ons as TLU het oop 'n deur na die minister gehad wat ons nooit gehad het sedert 94 nie. Ons kon regtig na sy kantoor uitreik en hulle sal ons antwoord binne baie kort tyd en ook hulle sal sê hulle hoor wat ons sê. Of dit regtig gebeur het wat ons wou hê dit moet gebeur, dit het nie altyd so gewerk nie. Maar so
ek is daar's nie net negatief gewees van hom nie. So as minister Steenhuisen vervang word, veral as dit met minister van die Oukamp vervang word, is ons baie opgewonde. Ons het al met hom saamgewerk met omgewingsake soos onwettige mynbou en hy het ons regtig die volle pad gestap en ons probeer help om die saak aangespreek te kry en sy departement met ons laat skakel. So ek as hy dit kan regkry met die departement van landbou, as hy die minister raak, is ek baie opgewonde en positief. Goed, Theo, wat sê jy van so 'n moontlikheid? As die minister verander word, dan verander die departement nog nie. En al hierdie DA-ministers sit met die las van 'n departement wat hulle geërf het. En baie van die sukses van die minister hang af van die mate van samewerking wat hy kan kry van die senior bestuur in sy departement. En in hierdie departement was daar geen veranderinge wat aangebring is nie. Anders as by binnelandse sake en by korrektiewe dienste waar korrupsie en onvermoë so vasgevat is. So wil die Oukamp gaan met dieselfde departement sit, nee. Nou is dit ook so dat ons waarskynlik oor 10 en 20 jaar van nou af na 2026 gaan terugdink as die jaar van die perfekte storm in landbou. Nou wat kon verkeerd gaan, het nou omtrent verkeerd gegaan. Ons het die ergste vloede in ons leeftyd en ons paas se leeftyd. Oos-Kaap, Suid-Kaap, Karoo, Limpopo. Boop dit sit ons met 'n dieselprys en 'n kunsmisprys wat deur die plafon gegaan het. Boere weet nie hoe gaan ons teen daai pryse plant in September, Oktober, November nie. Want in elk geval is die geld waarmee ons moet plant in die oes wat ons nou afhaal. En daai oes is al oor die 17 miljoen ton, terwyl ons plaaslike verbruik is maar 12 miljoen ton. Nee, ons gaan sit met 'n 5 miljoen surplus. En al ons buurstate ook. Die Zambiërs het amper dubbel hulle plaaslike verbruik geproduseer. Dit dryf die prys af. So boere kou naals oor hoe ons gefinansier gaan word vir die volgende oes. Dis die omstandighede waarin 'n nuwe minister nou moet inklim. En ek dink hy het al reeds gister begin om die regte goed te doen. Hy het met 'n groot klomp van ons geskakel en gesê, dis buitengewone omstandighede. Ons moet nou buitengewone maatreëls tref. Ek soek julle idees. Hy probeer inprop by die ervaring en wysheid wat in die industrie lê. En jy verwys na Oukamp. Ja. Goed. Roland, ek dink ook dis dalk belangrik om te verwys na die rol van landbou in politiek. Ja, natuurlik. Ek dink daar's twee belangrike fokusareas. Die een is die rol van landbou in ekonomie en dit natuurlik het politieke implikasies veral in Suid-Afrika. Landbou word gesien as een van die primêre groei sektore en veral belangrik vir werkskepping, maar as ons nou kyk na hierdie omstandighede, natuurlik is dit soos in enige industrie, dis een van die eerste goed wat onder druk kom, want dit is koste-intensief. Die kwessie van oorproduksie, omdat dit 'n goeie jaar was, nou is al die aanduidings en mense wil nou nie duiwels advokaat speel, dis dalk die veilige manier, volgende jaar gaan dalk nie so 'n goeie jaar wees nie. So jy het hierdie surplus nodig dan, maar dit dryf jou kostes en jou pryse nou af. En dis hoekom ek dit noem by die politieke konteks is, dis waar jy samewerking met jou regering nodig het. En die een ding wat ons in Suid-Afrika nie kry nie, is samewerking tussen die regering en die landbousektor. Suid-Afrika se landbousektor is seker die een wat die minste van alles in die wêreld, van almal in die wêreld, deur sy eie regering ondersteun word. En dit maak dit natuurlik baie moeilik, want dit beteken jy dryf 'n sektor wat absoluut op homself aangewese is, maar nou kry jy hierdie kombinasie van faktore waar al die ander regerings inspring en ondersteuning bied. En dit gebeur nie in Suid-Afrika nie. En dit is iets wat sal moet verander. Jy kan nie sê hierdie is 'n groei sektor en dis een van jou 4 pilare van jou toekomstige ekonomiese groei, want dit dryf uitvoere, krities belangrik vir Suid-Afrika op verskillende vlakke. Maar dan ondersteun jy dit nie. Trouwens, as daar moeilikheid kom, dan keer jy hulle die rug. En dit is een van die moeilike goed. Ek net miskien 'n laaste punt. So dit speel in op die sosio-ekonomiese konteks ook. Dis 'n verkiesingsjaar. Hierdie is goed wat onmiddellik kan inspeel ook in jou verkiesingsjaar in.
Ja. Want dit gaan oor werkloosheid, dit gaan oor armoede en al hierdie faktore wat so groot rol in Suid-Afrika speel. Maar dit het ook 'n regionale politieke dimensie. En dit is samewerking in die streek. En dan van daar af jou uitvoere. En met wie kan jy handel dryf? En hoe kan jy met ander hande vat as dit nodig is? En dit gebeur in die eerste plek nie net as gevolg van landbouproduksie nie, maar as gevolg van politieke besluite, as gevolg van regeringsbetrokkenheid en die institusionele konteks van regering. En dit is waar die groot leemtes in Suid-Afrika lê. Hier word gepraat hieroor, maar hier word bitter min gedoen om dit moontlik te maak. En as jy probleme het met voedselproduksie, dan het jy mense in die strate. Dit het ons reg oor die wêreld al gesien. En dit beteken waar ek sit, die regering moet baie anders begin kyk na landbou en hoe hy landbou integreer in sy beleidsraamwerke in. Want dit gebeur baie min tot amper niks in sekere kontekste. Ek vermoed julle wil iets sê oor samewerking? Kan ek by Roland aansluit asseblief? Tuurlik. Ek wil nou nie die geuite snaartokkel van voedselsekerheid nie, maar ons was in ons leeftyd in Suid-Afrika nog nie in 'n nasionale sekuriteitssituasie nie, nasionale voedselsekuriteitssituasie nie. Ons het probleme op huishoudelike vlak. Maar ons was nog altyd 'n netto uitvoerder van kos. Maar dis nie gewaarborg in die toekoms nie. En die wêreld het 'n verskriklike klein plekkie geword vir boere. Elke boer is elke dag in kompetisie met die beste ander boere in die wêreld. En ons produkte spoel soos water oor grense heen. Want niks stop 'n hongermens nie. Mense sal gaan waar hulle dink hulle families kan voed. Dis hoekom ons vreeslike migrasie het in Europa aan. Dis hoekom ons vreeslike migrasie het in Suid-Afrika aan vanuit ons noordelike bure. Maar dis wanneer 'n boer nie meer winsgewend kan wees nie. Dat hy moet opgooi en stad toe moet trek. En ons minder en minder boere het wat daai voedselsekerheid in gedrang begin kom. Dit help nie, jy sit net met twee klasse boere. Die heel grootes, die megaboere, en die heel kleintjies, die bestaansboere nie. Dit is hierdie groot deel van landbou wat in die middel is, jou medium grootte familieboerdery, wat nou onder groot druk is. En in die landbouorganisasies werk ons baie hard daaraan om vir die regering te sê, julle moet meer spandeer en meer aandag gee aan daai deel van die boerderysektor. Goed, ek wil vir 'n oomblik stil staan by vertroue in die regering, want ek dink dit sluit ook aan by die samewerking, jy weet, in daai kommunikasie. Wanneer jy het nou vroeër gesê, nie alles wat Steenhuisen gedoen het was verkeerd nie, of hy het nie net verkeerde goed gedoen nie, maar ek dink dit is algemeen bekend dat hy al vir 'n geruime tyd onder die loep is na aanleiding van, soos ek vroeër genoem het, sy leierskap as minister, veral ook wat die bestuur van die back and closure krisis betref. En ook die gevolge daarvan. Ek weet Saai was betrokke by 'n hofsaak wat aanhange gemaak is rakende die inentings ook. Wanneer jy kyk na die reaksie van die boere oor die algemeen, dan voel dit vir my daar is ook 'n bietjie van 'n probleem nou rakende vertroue in die regering. Dink julle dit sal herstel kan word? Wanneer? Ek glo ons boere is op die oomblik gryp na elke grasalmpie om te dink hier sal iets beter wees. Ons is maar hoopvolle mense en positiewe mense. Maar ek dink mense moet realisties wees. Ek glo ons kan positiewer wees, ons sal dalk meer vertroue hê, maar die vertroue moet verdien word. En as die sake met die departement nie drasties kan verbeter nie, gaan ons nie vertroue kry met ons boere nie. En ons by TLU was betrokke by is nog betrokke by die koördineringskomitee en daai goed van landbou se back and claw saak. Maar niks kom uit nie. Ons praat nie met ander mense nie. So die departement gaan op sy eie aan. Die taakspan gaan op sy eie aan. Die regte ding sou gewees het as sommer al in Januarie gesê die taakspan en die koördineringskomitee en die staat sit om 'n tafel, sorteer die ding uit en kyk hoe kan ons die beste toekoms hê. Maar sulke goed gebeur nie. En wat se planne kan ons maak? Ons kry heeltyd net 'n boikot en 'n goed. So die vertroue op die oomblik is baie baie swak.
in wat die regering doen. En met reg ook dat die vertroue swak is. Maar ek is ook een van die ouens, ek hoop dit kan beter gaan. En as mens net 'n gesindheidsverandering kry, is ons al klaar in 'n baie beter situasie. Theo? Kyk, wat minister Steenhuisen reg gedoen het, hy het eintlik baie goed presteer met die uitbreiding van ons markte, veral die uitvoermarkte. En hy het hierdie wysheid aan die dag gelê om van ons beste veeartse, van ons beste wetenskaplikes in sy ministeriële taakspan te sit om hom te adviseer. En toe hierdie industriekomitee waarop TLU ook dien in die lewe geroep. Die doel is om die beste advies uit die sektor uit te kry. Die krisis is dat niemand het aan daai advies gesteer nie. En dis hoekom Dani Odendaal by die ministeriële taakspan weg is. Hy was die eerste ou wat sy hand opgesteek het om te sê dit kan nie so werk nie, dit help nie ons bring al hierdie advies en daar kom dadels van nie. Nou in die proses het ons begin om die back and closure die uitbreiding te jaag. Ons het gaan end waar daar uitbrake was. En ons kry hom nog nie gevang nie. Hier waar ons nou vanmôre sit, versprei die siekte nog vinniger as wat ons kan end. Ons het nodig dat daar 'n erkenning kom dat hierdie strategie nie werk nie en 'n nuwe strategie geïmplementeer word, waar ons probeer om voor hierdie siekte te kom. Ons moet al die openinge gaan end waar die siekte nog nie is nie, laat dit nie daar kan uitkom nie. Ons het nou genoeg enstowwe, ons het hier oor die 13 miljoen enstowwe al. Die moeilikheid is dat dit nie vinnig genoeg op die plase uitkom nie, en dis waaroor ons hofsaak ook gegaan het. As minister Oukamp nou een vinnige verstelling wil doen, dan moet hy sê, as daai enstof land op die lughawe, moet 'n blockchain tegnologie geskandeer word, daar's 'n QR kode op elke botteltjie. Maar van daar af, stuur hom reguit na die veearts in die platteland, en laat daai veearts hom so gou as moontlik by die boer op sy plaas kry, dat ons binne 'n vensterperiode van 6 of 8 weke als geënt kry. En dan oor 5 of 6 maande dieselfde doen. Dan stop ons net eers die siekte. En daarna kan ons kyk watter ander boksies ons ook moet tik. En ek dink weer eens, alles kom terug na presies dit wat jy gesê het, Roland, daai samewerking en ook kommunikasie tussen die regering en dan ook die landbousektor. Dit ek net 'n opmerking maak. As ons teruggaan en kyk na hierdie back and claw fase wat ons nou is. Dis as gevolg van mislukkings van regering. Die beleid wat daar was van containment, inperking, is nie meer toegepas nie. Heininge word nie in stand gehou nie. Daar's geen koördinering tussen landbou, veeartsenykunde en polisie byvoorbeeld, wat vervoerbeperkings moet ingestel het nie. Die enigste provinsie wat dit gedoen het is die Wes-Kaap. Nou dit sê nie daar's nie uitbrake nie, maar dis onder beheer, dis baie makliker om te hanteer. So die probleem hier is nie dat back and claw bestaan nie. En dit het bestaan vandat mense in Suid-Afrika is, maar dit is nog altyd redelik effektief beheer, tot die regering ophou het om sy werk te doen. En die gesindheid wat ek van buite waarneem is, dis ons hulle situasie, die departement van landbou en hulle die boere of andersom. Of georganiseerde landbou as mens dit breed wil stel. En die belangrike kwessie hier is dat jy moet regering kry om sy primêre funksies uit te voer in terme van sy eie beleid. Nou die een ding wat Steenhuisen gedoen het, hy daai beleid verander in die midde van 'n krisis om te sê, dit help nie ons probeer teruggaan na beheer nie, dis te laat. Nou moet ons inenting doen om die siekte onder beheer te kry en basies te verslaan. Nou om dit te doen is 'n massiewe uitdaging met 'n regeringsdepartement wat van buite vir my lyk of sy gesindheid is nie eintlik ons probleem nie. Dis hulle probleem. En hulle gaan nie vir ons voorskryf nie, want dis my verantwoordelikheid. Ek het 'n opmerking wat ek al hoe meer gebruik in Suid-Afrika. Die reg om te regeer is vir party mense belangriker as die verantwoordelikheid om te regeer. En ek dink dis die gesindheid wat ons nou sit, wat mense hulle teen vasloop. Dis my reg om hierdie te doen, julle sal nie vir my voorskryf nie. Of ek dit doen of nie doen nie, is nie jou probleem nie. En ons moet daai gesindhede verander. Sonder dit gaan ons geen vertrouensverhouding bou wat oor tyd gaan werk en wat 'n positiewe verskil gaan maak nie. Wanneer mens kyk na die DA nou op die oomblik, sommige mense is van mening dat daar nou verdeeldheid is na aanleiding van hierdie beplande skuwe en hierdie versoek wat nou gerig is aan die president.
dink jy dit is die geval? Want jy het nou ook verwys na die moontlike impak wat so iets op die opkomende verkiesing ook kan hê. Daar gaan altyd in 'n party verskille wees. Enige party. En sulke verskywings gaan verskille maak, maar die een ding wat ons gesien het, as ons gaan terugkyk na die DA, dit is een party in Suid-Afrika wat nog nooit bang was om ingrypende veranderinge te maak nie. En die interessante ding is, meerendeels hou dit verband met partyleiers. Nou kan ons gaan terugkyk hoe is ontslag geraak van leiers in die verlede, waar dood eenvoudige partybesluit geneem word. En ek dink Jordan Hiloos het dit gesê, maar dit as mens gaan kyk na die party, dan is die argument van hierdie party is groter as die persoon. Nou die een party in Suid-Afrika wat dit toepas is die DA en hulle het 'n geskiedenis van dit doen. So die verskille wat daar is sal waarskynlik verdwyn. Ons het nog nooit gesien dat dit 'n skeuring in die party bring nie. 'n Individu sal loop, maar die party lyk of hy robuus genoeg is om dit te kan hanteer. En ek vermoed dieselfde sal hier gebeur. Wat wel spanning kan skep in 'n breër konteks as net die DA, is indien president Ramaphosa nou kom en sê, maar ek gaan nie die DA hierdie strategiese gaping gee om sy sterk span in te bring, sy nuwe sterk span in te bring nie. Ek wil die hele kabinet nou verander. Nou of hy die ruimte het om dit te doen en of hy die ondersteuning het om dit te doen, dis 'n ander vraag. Maar dit is die tipe gebeure wat polities die hele appelkar kan omkeer. Ja. Maak daai gerugte julle bekommerd, Theo? Weet jy, dit gaan op die ou end nie vir boere wie is die minister nie. Dit gaan oor wat is die beleid wat hy implementeer en gaan hy dit geïmplementeer kry. Een van die groot voordele van 'n verswakte staat vir ons is dat baie van die beleidsrigtings wat ingeslaan is, wat ons kan seermaak, was daar gelukkig nie die kapasiteit om dit te implementeer nie. So ons sien groot uitdagings vir wie ook al die minister is. Ons bid net dat dit 'n minister is wat sagte ore het vir die belange en die waardes van boere en die hele spektrum daarvan, van die kleinstes tot die grootste boere. Wanneer? Ek kan net saamstem met Theo. Ja, dit maak nie, soos hy sê, maak nie regtig saak wie dit is nie. Dit maak vir ons saak is wat word gedoen. En as 'n ou kan weer terugkom met die departement. Ons het dit by Indaba wat jare so gelede is. Het ons al die goed neergesit wat Theo hulle voor beklei het en wat ons voor beklei het sedert Januarie toe die ding regtig op die spits was. Tot daai tyd het niks gebeur nie. Dit is die probleem as die departemente nie inkoop by wat die minister wil doen nie, of as die minister nie inkoop oor wat moet gebeur met die landbou en die beheer van wat ook al, back and claw of wat ook al nie, dan gaan dit nie werk nie. So ek dink as ons net die minister kan kry om die departement so ver te kan kry, om van watter ook al, so dit is nou nie net die landbou wat ek kan dink nie, dan het ons 'n positiewe uitkoms, as dit kan, ek voel so. Ja. Dis my interessant dat Roland nou verwys het na die Weskaap of die Weskaap uitgesonder het as 'n voorbeeld. Ja. Want ek dink dit is nogal een van die belangrike punte wanneer 'n mens kyk na die LER daar of minister Ivan Meyer en ook daai strategie. Stem julle saam, jy weet, na aandering van so suksesvolle benadering ook en dat ander provinsies dalk ook by die Weskaap in daai opsig kan leer? Verseker ja, wat die ander provinsies jaloers maak oor die Weskaap, gaan nie net oor die kwaliteit mense wat in die departement daar aangestel is en die vermoë om hulle vingers op al die knoppies te hou nie. Dit gaan veral ook oor die interaksie tussen verskillende departemente. Want iets soos om back and claw plat te slaan, Roland en so sydelings daarna verwys. Dit vat meer as 'n departement van landbou. Jy moet op die ou end bewegingsbeheer kan toepas. Jy moet padblokkades opsit. En daarvoor het jy die polisie, die weermag, die plaaslike verkeersdepartement ook nodig. Daar's nie 'n manier wat ons suksesvol in landbou kan wees sonder 'n goeie verhouding tussen die landboudepartement en die departement van handel en nywerheid nie. En in die Weskaap kry hulle die gesprek tussen hierdie silo's
baie beter in die gang as in die ander in die ander provinsies. Roland, as jy dalk iets kon uitsonder na aandering van hoe 'n mens daai samewerking kan verbeter, wat dink jy moet gebeur van die regering se kant af? Moet hulle meer betrokke raak of op grondvlak 'n bietjie meer betrokke wees? Ek dink daar's 'n paar goed. Betrokkenheid, leierskap. Groot probleem in Suid-Afrika, daar's nie duidelike leierskap nie. En ons sien dit waar die president so half aandui, dit is wat ons wil doen, en dan kom 'n DG in 'n departement of selfs iemand laer as 'n DG en sê maar ons gaan nie dit doen nie. Ons het 'n geweldige uitdaging met die tipe bureaukrasie, die mense wat daar werk, die verpolitiseerde aard daarvan. En ons sien baie keer, ons sien dit op nasionale regering, ons sien dit op provinsiale regering, nie so baie nie, dit gaan kom, maar ons sien dit baie op plaaslike regering, waar die amptenare, veral as dit 'n oppositieparty is wat regeer, daar word 'n DA-minister of 'n DA-raad wat beheer, maar die amptenare is nog die ou kaders wat ontplooi is, dan hou hulle daai proses terug, en hulle doen dit met opset. Hulle kry opdragte van buite, hulle gee inligting na buite, en op daai manier beheer en verlam hulle die proses. So jy moet leierskap kry wat sê, hierdie is 'n span, dis ons doelwit, maak nie saak watter kleur die minister se baadjie is nie, dis wat ons gaan doen. Ons kry dit nie. Dan moet ons begin kry dat die kwaliteit van mense, onthou die probleme met back and claw is nie net omdat beleid nie toegepas is nie. Die infrastruktuur wat onderliggend is aan beleid is tot niet gemaak. Onderste poort het gegaan, die enstofproduksie, as gevolg van swak bestuur. So daai mense kan nie daar sit en dink, nou ons gaan nou maar net aangaan nie. Die kwessie wat nodig is saam met leierskap is die politieke wil om te sê ons gaan nou op 'n ander manier optree. En as die mense wat daar is nie geskik is, dan word hulle vervang. Dit gebeur nie. Dis hierdie argument van die arbeidswet hou almal waar hulle is. Dis nonsens. Die arbeidswet is nie daar om onbevoegde, oneffektiewe regering te verseker nie. So, weer eens, leierskap en politieke wil. Dan kom jy by wat is die beleidsrigting en dit word bepaal deur wat is die einddoel. As jou einddoel is landbou is een van jou primêre groeisektore, dan moet jy op uitvoer gerig wees. Dan moet jy jou markte ontwikkel in 'n departement, jy moet jou beleidsriglyne kry, jy moet jou ondersteuningsprosesse in plek kry en dan werk almal saam om daai doelwit te bereik. As ons dit nie doen nie, gaan ons megaboere kry wat op hulle eie goed suksesvol kan doen en die res gaan verdwyn. En die probleem is, en ek kom nie in die megaboere te na nie, maar megaboere kan nie produseer vir die plaaslike mark nie. Hulle moet uitvoer. Dis waar hulle winsmarges moontlikhede raak. Dan begin jy probleme in jou interne mark kry. En ons het dit hoeveel plekke in Afrika gesien. En dit kan hier gebeur. Ek dink hier's 'n gerusheid van die mense sal produseer, daar sal kos wees. Dit kan verander. So die manier wat regering optree, homself posisioneer, en dan moet ons ongelukkig terugkom by ons eie geskiedenis. Die ons hulle probleem. As die regering nie die landbougemeenskap gaan omarm nie en 'n vertrouensverhouding bou oor tyd nie, dan gaan hy nie sy hervormings deurvoer nie, hy gaan nie sy produksiedoelwitte, sy kossekerheid, niks van daai goed gaan bereik nie. Maar want as jy in vyandskap leef, dan blok almal mekaar die hele tyd. En dit lyk net of ons nie daai les kan leer in Suid-Afrika nie. En ek dink dit is wat die emosie ontketen, want ek dink dit word dikwels die rol van landbou word dikwels ook onderskat en dit is so 'n belangrike sektor. So ek wil afsluit deur te vra, hierdie vraag gerig ek aan beide van julle, wat sal julle boodskap dan wees as daar 'n nuwe minister van landbou aangestel word? As ek kan inkom, terug na die Weskaap. Daar is nie verskriklike veranderde beleid of enigiets van daai aard gewees nie. Dit is net dit wat die beleid is toegepas met effektiwiteit en met 'n sin van dringendheid. En dit is die groot probleem wat ons ervaar van die regeringsdepartemente. Die sin van dringendheid is nie daar nie. Môre is nog 'n dag of so aan. So ek dink wat sin om as hulle dit kan regkry dat ons kan met 'n dringendheid vorentoe kan kyk en saamwerk, dan het ons 'n kans dat dit beter sal gaan. Die feit is net dat vir ons as boere het die DA, die Vryheidsfront, die ACDP en selfs Action SA
meer boervriendelike beleid as wat die ANC het. So as enige van daardie partye die minister het, en veral as dit Willie Oukamp nou is, wat tog op die kaarte is, Ja. dan sou ons boodskap wees, hou by julle party se beleid. Of dit nou is oor die meesterplan van landbou, waar die DA meer winsgewendheid en volhoubaarheid van plase ondersteun, eerder as die transformasieagenda. Jy moet iets hê om te transformeer. Of dit nou is oor vleis analoë, die kompetisie van plantgebaseerde, insekgebaseerde of laboratoriumgekweekte alternatiewe vir vleis en melk en eiers. Of dit nou is oor die registrasie van nuwe produkte, hou by die party se beleid. Die skade het gekom op 2 vlakke in die afgelope 30 jaar. Swak beleid en 'n onvermoë om te implementeer. Ons sit byvoorbeeld, terwyl ons in kompetisie is met al ons buurlande, ons sit met 'n departement waar aansoeke vir nuwe produkte se goedkeuring al meer as 8 jaar duur. En dan kan die Keniane en die Tanzaniërs en ons eie boere in Tanzanië en Kenia kan so lank aangaan met nuwe tegnologie, want daar vat dit net 5 maande om 'n nuwe produk goedgekeur te kry. So ons boodskap sou wees, begin by daai kritiese faktore wat ons kompeterendheid weer op die voorvoet kan sit. So, as 'n boer winsgewend is, dan sal hy 'n plan maak om volhoubaar ook te wees. As ons nie meer kan kompeteer nie, dan verloor ons boere. En dit is vir ons die grootste bedreiging. Baie dankie dat al 3 van julle aangesluit het vir hierdie belangrike gesprek. Ek waardeer dit. En ons hou die saak met groot belangstelling dop. Nou ja, daarmee dan die einde van hierdie gesprek, maar onthou om gerus 'n draai te gaan maak op Goeiemôre Good Morning se YouTube kanaal om na nog in diepte gesprekke soos hierdie te kyk.